Baie welkom vanoggend. Koel weer, warm harte. As jy weer wil weet hoe om met die koue te maak, kyk net na Jakes. Mense ja, so. Kan jy dalk die hoofklank net klein bietjie sagter sit, dis klein bietjie hard. So vandag, dit was regtig vir my baie opwindend en lekker om vandag se boodskap voor te berei en ek het so baie om te sê, julle is in groot moeilikheid. Maar dit is maklike goed, julle sal dit lekker volg en bly volg. Wat ons moet verstaan, en dit is ook die kern van die boodskap van vandag, is die Heilige Gees het in ons kom woon. En ons is die tempel van God. Ons is die tempel van God. So as ons byvoorbeeld psalms sing en daar word van die tempel gesing wat daar op die heuwel was, dan moet ons dit met Nuwe Testamentiese oë lees en sê, nou is ons op 'n berg, 'n lig, in 'n stad, wat nie weggesteek kan word nie. So ons moet altyd as ons in ons liedere dink oor tempel of blyplek van God, hy is, of in die hemel is sy hemelse blyplek, of binne in ons harte. En ek sê dit nou, want ons gaan 'n paar liedere sing oor waar God bly, en wanneer ons hierdie liedere nou gaan saam sing, dink daaroor, binne in my, dis waar God bly. Ek wil vra dat ons lekker hier voor om die klavier kom staan en ek sien die kring wat die mense maak word al hoe baie en baie. Kom maar nader. Dis nie 'n probleem as ons 3 of 4 diep hier staan.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die hoekklip wat weggegooi is, maar wat die hoeksteen van die nuwe tempel geword het, Jesus Christus, en van die Heilige Gees wat binne in ons woon. Amen. Kom ons bely ons geloof saam. Sê gerus saam met my, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons is swak en sonde, maar ons het
van ons lewe as die woonplek van God is dat ons juis hom sigbaar maak. Deurdat ons Jesus navolg, maak ons sigbaar dat hy hier is. Jesus sê in Johannes 13, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels of vakleerlinge van my is. Kom ons bid saam. Here, daar het hierdie afgelope week iets fenomenaals in ons land gebeur. Ons het gestem en daar was vrede. Anders as in ander lande op ons kontinent. Het die party wat in mag was, in vrede, sy totale mag verloor. En net daarin, Here, is ons reeds anders as die tendens om ons. En daarvoor sê ons dankie. Here, ons land staan by 'n vurk. Hoe gaan die samestelling van partye wees wat ons land gaan lei? Gaan ons die vurk regs of die vurk links vat? Here, en ons weet wat
ons wat hier is sou kies. Elkeen van ons weet wat ons wil hê. Want ons wil hê dat daar 'n regering is wat die mense dien. Mense wat, leiers wat in posisies is, nie om hulle self groot te hou nie, maar wat daar is om u goeie guns aan mense te bedien. Ag, en ons weet, dit is teen wêreldse leiers se natuur in, om nie 'n goue koetser te wil ry nie. Nie 'n goue strydwa getrek deur wit perde met 'n pluimoed op die kop deur die strate te ry nie. Dis wat ons menslike natuur wil. En soos wat u gesê het, toe Israel 'n koning wil hê, julle sal nog spyt wees. Want as mense oor julle regeer, dan roep hy julle seuns op vir oorlog. En hulle moet sy stoel dra deur die strate, langs sy strydwa hardloop en die vyand afweer. Ons kry dikwels swaar onder sulke leiers, Here. Maar daarin het u gesê dat u op 'n ander manier regeer. U regeer met wysheid, met regverdigheid. Waar u in mense se harte regeer, is daar vrede. En as daar mense wat met 'n lag in die gesig die oes van die land afhaal en feesvier oor wat u vir ons gee. Gee, Here, dat die partye wat by mekaar kom, hierdie droom van u wat regeer vir ons land moontlik maak. Here, maar u het ook 'n droom vir ons wat hier is, vir u kerk. As ons nou nadink oor wat u vir ons sê in u woord, oor hoe u hart lyk, help ons om goed te hoor, om u hart raak te hoor, en om deur u hart verstom te wees oor u ander koninkryk, die koninkryk van die hemel. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Die bekende woorde van Churchill was, "We shape our buildings and then they shape us." Want ons dink op 'n sekere tyd, op 'n sekere manier, en dit maak dat ons geboue op 'n sekere manier bou. En dan lewe die geboue nog lank nadat ons nie meer daar is nie, en dan is daai manier van dink in die gebou gegiet. En dan vorm die geboue ons. Ons het vandag, dink ons oor saamkomplekke. Nou, hoe lyk saamkomplekke waar ons die Here ontmoet en waar die Here sigbaar is?
En ek gaan 'n paar skrifgedeeltes lees. Kom ons begin deur Lukas 9. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan. Hoor jy die taal, ek sal u vakleerling word. Nou ek sal agter u aanlewe en ek wil word soos wat u is. Dus in vandag se taal sou 'n mens sê, wat is die adres van jou skool? Ek wil na daai skool toe gaan. Maar wat sê Jesus vir die persoon wat dit vra? Hy sê, en toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Ek dink ons kan met redelike sekerheid sê, Jesus het nie kaart en transport vir 'n stukkie grond op hierdie aarde iewers in 'n kluis weggesteek. Dink 'n bietjie daaroor, Jesus is in 'n stal gebore. Hy is in 'n rivier gedoop. Hy is in die tempel, in die binnehof van die vroue het hulle die deel van die tempel genoem, besny. Hy is in die woestyn versoek. Hy het op pad met mense gesels. Ook na sy opstanding op pad na Emmaus. Hy het in mense se huise gaan eet. Hulle geleer. Hy het van 'n boot af gepreek. Hy het op 'n berg gepreek. Hy het onder 'n vyeboom 'n gelykenis vertel. Hy het op 'n berg gebid. Brood vermeerder, uitgedeel. Hy is op 'n berg verheerlik. Hy het die mense in die sinagoges gaan leer. Hy moes 'n bokamer leen om nagmaal in te stel. Hy is op Golgotha gekruisig. Is in 'n tuin begrawe en opgestaan. Hy het in die tempel handelaars uitgedryf by die offerkis gesit en kyk hoe gooi mense geld in die boks. Mense geleer by die tempel. En gee my 'n moment om gou ietsie oor die tempel vir julle te vertel. Die tempel, jy kan maar omblaai, die tempel, dis 'n replika van die tempel wat gebou is op skaal, baie kleiner. Die tempel is deur Herodes gebou. En dit het 46 jaar gevat om hierdie tempel gebou te kry. Wat eintlik nie lank is nie as jy dink wat hier gebeur het. Heel moontlik van die jaar 25 voor Christus tot 19 na Christus. Nou as ons sê omtrent 30 na Christus het hy begin met sy bediening. Nou, sy volwasse bediening, dan was die tempel maar 'n dekade klaar. En toe hulle hom na die tempel toe gevat het om besny te word, toe was die tempel nog nie klaar gebou nie. So dis 'n nuwe gebou, die wonder van Jerusalem. Nou as jy nou kyk, dan is daar hierdie rand rondom. En die gedeelte tussen die binnengeboue en die rand rondom is genoem die binnehof of die voorhof van die heidene. Daar kon nie Jode inkom. En dan is daai binnehof is omraam deur die pilaargange en die
muur hier naaste aan ons is die pilaargang van Salomo. Daar links met die hoë dak is waar die hoë amptenare vergader het en waar hulle bymekaar gekom het, maar hier voor is die pilaargang van Salomo. So dis 'n lang gang. En in hierdie binnehof van die heidene, die groot platstuk. Maar miskien moet ek net ietsie sê oor die skaal hiervan. Ja, hulle sê, hulle is nie heeltemal seker hoe groot dit was nie, maar hulle reken voor Herodes die vorige tempel het omtrent 7 hektaar beslaan. So wat is dit? 14 rugbyvelde, is ek reg? Ja, is 'n rugbyveld omtrent 50 by 100 en 'n hektaar is 100 by 100. So 7 hektaar is 14 rugbyvelde. Maar Herodes het die tempel vergroot na 14 hektaar. So ons praat van 28 rugbyvelde. Daar's bereken hulle raai, dit was 290 meter by 470 meter. Die skaal hiervan. Die skaal hiervan. En om hierdie pilaargang rondom te bou en die mure rondom te bou. Maar hulle sê van daai rotsblokke wat onder op die fondament was 14 meter lank. Ja. Die skaal hiervan. Josefus het geskryf oor hoe die tempel gelyk het en gesê daar was soveel goudbeslaane werk dat as die son ondergang het die tempel geblink. Nou in hierdie binnehof van die heidene is daar 'n bazaar waar die Jode hulle lammetjie kon koop wat hulle kon offer, dan hoef hulle nie van die huis af saam te dra nie. Hulle kan net geld bring en dit dan daar kom koop. Vertrou die Jode om so 'n plan te maak, né? En dan gooi Jesus die tafels van die geldwisselaars, want nou kom die ouens met allerhande vreemde geld en hulle met die geld omruil om met 'n middel te betaal wat aanvaarbaar is en hy sê, maar hoekom maak julle 'n bazaar vir julle diens, vir julle godsdiens in die plek wat die heidene moet hê? Julle vat die heidene se plek in die tempel. Dis hoekom hy kwaad is. Nou as jy omblaai bietjie nader hier, die binneste deel is dan die plek waar die Jode mog binne gaan. Die heidene mag nie daar gaan nie. Hier voor is 'n deur. Julle kan hom sien net so bo die pilaargang uitsteek, is daar 'n deur, maar daar's ook deure aan die kante. Want in hierdie voorste binnehof is die binnehof van die vroue genoem, want ook die vroue mag daar ingaan. Mans en vrouens mag daar ingaan. En dit is in daai binnehof. Ek dink ek het gelees hier links voor is daar so 'n blokkie. Daar links voor was die skatkamer of die minister van finansies van die tempel, waar mense hulle offergawes gegee het. Ook in hierdie voorste binnehof sou Jesus besny gewees het. En dan is daar 'n deur, die muur tussen die buitenste binneplein en die binnehof van die vroue. Die muur is genoem die middelmuur van skeiding, waarna
Paulus verwys in Efesiërs 2 as hy sê Jesus het die middelmuur van skeiding weggevat sodat daar nie meer verskil tussen Jode en nie-Jode is. Nou daaraan die muur wat in die middel deurloop van hierdie tempel, daar reg in die middel van hom sien julle is daar 'n hek, is daar 'n poort met so 'n ronde trap rondom. Nou daai poort se naam was die Mooi Poort. En daar op daai trappe het die verlamde man gesit of gelê, wat Petrus en Johannes by verbygeloop het en gesê het, staan op en loop. En toe die Jode in daai binnehof sien wat daar gebeur het en daai man begin rondloop en toe hy deur hierdie deur buite kom, toe was almal verbaas, en het al die mense na hierdie pilaargang hier voor toe gekom waar Petrus en Johannes vir hulle verduidelik het wat gebeur het. En aan die ander kant die Mooi Poort is die altaar waar die diere geoffer word en die vroue mag tot by die Mooi Poort gekom het, maar hulle mag nie in die offerdeel ingekom het nie. So hulle sou hulle offer daar gebring het en dan sou iemand dit daar uit die hand kom vat die vroue, maar die mans mag ingevat het en hulle offer vir die priesters gevat het. En dan daai hoë deel is dan die heilige en die allerheiligste waar die voorhangsel in was. In die tyd van Herodes was die ark natuurlik nie meer daar nie. Nou, binne hierdie werklikheid van hierdie tempel, nou wat Herodes vir 46 jaar in 'n Romeins-Griekse styl gebou het en groter gemaak het en die trots, hulle sien die trots, hulle sê op 'n stadium vir Jesus, kyk die klippe, kyk hoe groot is die klippe. Maar van hierdie tempel sê Jesus die volgende woorde. Maar die Jode het hom aangespreek en gesê, met watter teken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Want nou doen hy allerhande wonderwerke. En Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom, in 3 dae sal ek hom oprig. En die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou. Terloops, ek dink al was 18.000 mense wat gewerk het aan die tempel en hulle het 1000 priesters opgelei om as bouers op te tree vir die binneste heiligdom. 46 jare lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Maar met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle die woorde van Jesus verstaan. Met sy kruisiging skeur die voorhangsel. En is daar toegang tot God. En as die voorhangsel skeur, dan beteken dit die Mooi Poort gaan oop. Die skeiding tussen mans en vroue val weg. En die binnemuur van skeiding word afgebreek en Jood en Griek het toegang tot God. Daarom kan Paulus skryf, nou is daar nie meer slaaf of vry, man of vrou, Jood of Griek nie, maar is almal een in Christus. Hier is 'n vraagie. Hoe het Jesus gedink oor plekke waar godsdiens gedoen word, waar geloof gedoen word? Hoe het hy daaroor gedink?
Wel, ek dink hy het heel pragmaties hieroor gedink. Plekke wat hy gekom het, plekke waar hy mense teëgekom het, plekke wat hy kan gebruik. Die tempel waar daar mense bymekaar is, waar daar skaduweeplek is, waar mense met geloof besig is. Hy het gedink, oral op die aarde is plek. Enige plek op die aarde is plek om God te ontmoet. Blaai om asseblief. In die jaar 70 na Christus, so die tempel het omtrent 100 jaar gestaan. Nou, vandat hulle begin bou het, was dit omtrent 100 jaar. 70 na Christus het die Romeine die tempel heeltemal vernietig. Nie 'n klip, nie een klip op die ander gelos nie. En wil julle weet hoe lyk daai selfe plek wat Herodes plat gemaak het, hoe lyk dit vandag? Daar's 'n moskee. Kan God op 'n duideliker manier sê, ek bly nie in geboue nie. Ek bly nie in geboue nie. Ek laat Mohammed se God daar 'n gebou hê. Want jy kan my nie vasvang in 'n gebou nie, en buitendien, julle begin om geboue te vereer bo my. Nee. Sê vir Jesus, kyk die klippe, kyk die tempel, o die tempel. Sê Jesus, ek gaan hom afbreek. En in my liggaam staan hy weer op. So, volgende een. Wat is hierdie plek? Wat is hierdie plek? Hoe vorm die plek ons geloof? Nee, ons bou geboue en dan vorm die geboue ons. Hoe vorm die gebou ons geloof? Ek gaan net nou hierop weer terugkom. Pinkster kom. Dink jy kan maar omblaai. Pinkster kom. En die Gees word op mense uitgestort, die Gees kom woon in mense, en daarvan sê Paulus, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. So, hier is die ding, jy is die tempel, jy is die een, jy. Weet julle, ek dink, ek het gelees, daar's nou so baie wat ek gelees het hieroor, ek kan nie alles onthou nie, maar ek dink die woord kerk staan in die Bybel 119 keer in die Nuwe Testament. En geen een van daai kere wat die woord kerk in die Nuwe Testament gebruik word, verwys dit na 'n gebou nie. Nie een enkele keer nie. Elke keer verwys die kerk na die samekoms van mense, van gelowiges, waarin die Gees van God woon. Elke enkele keer, maar wat het met ons spreektaal geword? Liefie, gaan jy môre kerk toe? En dan bedoel ons eintlik, wat bedoel ons? Bedoel ons die samekoms? Ja. Bedoel ons die saamwees van gelowiges wat voor die Here bymekaar is en wat sing tot sy eer en met hom praat en mekaar bemoedig en luister na sy stem.
Ja, dis kerk. Bedoel ons die kerkgebou. Jong, ons moet daarom die kerk se geete voor die winter 'n bietjie skoon maak. Jammer, ek het nie 'n geet nie. Nou, ons moet leer om te praat, om ons taal te verander, want dit bepaal hoe ons dink, om ons taal te verander en te sê kerkgebou. Ons moet die kerkgebou se geete skoon maak. Dis die waarheid. Ons bou ons geboue en dan vorm ons geboue vir ons. Die konsep van 'n kerkgebou het eintlik eers 300 jaar na Christus tot stand gekom. Ek dink in 326 na Christus het keiser Konstantin Christendom as staatsgodsdiens verklaar en van daai moment af was Christendom nie die minderheidsgodsdiens nie. Nie die godsdiens wat moes wegkruip nie die godsdiens wat nie 'n sê gehad het nie die godsdiens wat mag gehad het nie. Maar van toe af het keiser Konstantin die staatse geld gebou en basilikas gebou. 'n soort van 'n staatsgebou wat vir goed gebruik word, waarin daar 'n auditorium was, soos by die Grieke. Maar vir 300 jaar het Christene reggekom sonder sulke geboue en hulle het baie goed reggekom. Want die kerk het ongelooflik gegroei, ongelooflik ontplof. Want wat het gebeur? Mense het in plekke bymekaar gekom waar hulle kom. En wat se plekke was daar? Wel, ons lees iets al van in Handelinge 2, vers 46, direk na Pinkster. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Wat het hulle daar gedoen? Hulle het miskien in die pilaargang van Salomo bymekaar gekom en liedere gesing dalk, ek weet nie. Of miskien het die apostels daar gepreek, of hulle het mense op die trappe van die mooi poort gaan haal en gesê, hier is vir jou genesing. Nou, hulle was in die godsdienstige markplein van Jerusalem, daar waar mense godsdiensthonger is, selfs al is hulle nie Christene nie. Hulle was daar, hulle het daar by mekaar gekom. Maar natuurlik is daar 'n lekker groot dak vir hulle om onder by mekaar te kom. Waar kry jy nou so lekker groot dak soos in die pilaargang? So hulle by die tempel by mekaar kom. Hoekom? Omdat hulle geglo het dat die tempel se kulturele gebruike van offer van diere nodig? Nee. Omdat hulle verstaan het, Jesus was hier en hy het gekies om hier mense te leer, want mense wat hier is honger om van hom te leer. Tussen die mense, in die binnehof van die heidene. Kerk gehou, kerk gewees. Maar dan staan daar, en hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou, gemeenskaplike maaltyd verwys heel moontlik na nagmaal. Nee? Soos hulle by mekaar is, het hulle nagmaal gevier, nie net 4 keer op 'n jaar nie. Elke keer as hulle by mekaar is, het hulle gesê, soos wat hierdie brood en wyn my liggaam voed, so is Jesus my lewensenergie. So, dis wat hulle gesê. Nico het 'n mooi videoetjie gedeel oor die verskil tussen hierdie auditoriumkerk en die kerk van hier van huis tot huis, waar die tafel so in 'n hoefyster staan. Mense by die tafel
aangelê het. Want hulle het nie stoele gehad nie. En saam geëet en gekuier het. En wat se soort geloof sou mens daar bedryf? Nou, mens sou mekaar se getuienisse hoor. Nou, dis klein genoeg dat almal 'n kans het om te kan praat oor wat het die Here in my lewe gedoen. Waar hulle mekaar kon bemoedig, waar hulle mense heen kon bring, waar hulle bure heen kon bring en sê, ons kom weer vanaand by mekaar, wil jy ook daar wees? En dan as die vreemdeling daar kom, dan wat sien die vreemdeling? Die vreemdeling sien mense wat met die Gees vervuld is en leef. En sê, kan ek maar môre weer kom kuier, is lekker hier by julle. Nee, dis streng hier by julle, en is rigied hier by julle, en is moeilik hier by julle. Dis heel hier by julle, hier is vrede by julle, hier is vreugde, julle huise is oop. En dan is dit nie vreemd om te verstaan dat die Christene in Rome rondgegaan het en die babietjies wat buite op die straat, die pasgebore babietjies wat gebore is, wat die Romeine nie wou hê nie en buite gelos het in die aand om in die aand dan te sterf. Nee, van die koue. Want dit was so, hulle het vir al die dogtertjies buite gesit, want hulle het gesê, ons het eintlik genoeg vroue, ons wil eintlik mans hê, want ons moet gaan veg. En so het hulle hierdie vrouemoord, femicide gehad. En die Christene het in die aand in Rome rondgegaan en daai babietjies gaan bymekaar maak en daai babietjies groot gemaak. Die Christene het dit gedoen. Een van die Romeinse gouverneurs het geskryf daaroor en sê, wie is hierdie mense, hulle is beter mense as ons. Hoekom sou hulle dit doen? Want hulle het hierdie gemeenskap gehad van huise. Ons bring mense in ons huise in. En as ons hierdie babietjie gaan haal, dan is dit nie net op my om die babietjie groot te maak nie, maar hier's 'n hele gemeente wat in my huis bymekaar kom en ons dra die koste en ons maak die kind groot. Sien julle hoe geboue waarin ons geloof doen verander, hoe ons leef, en verander hoe ons God dien. Nagmaal in huise, saam eet. Ek onthou, ons is besig met 'n reeksie eintlik om te sê, maak julle huise oop, nooi 3 mense 'n maand om saam te eet, waarvan 1 mens buite die kerk is. Hoe gaan dit daarmee? Of is die dominansie van die gebou in jou geloofservaring so groot, dat dit jou geloofspraktyk gevorm het, en dit vir jou vrek moeilik is, om jou huis oop te maak, gasvry, vir ander mense. Toe die kerk gegroei het, eksponensieel gegroei het, was mense se huise oop. Daar om 'n tafel het die Emmausgangers besef wie Jesus is. So weer my vraag, weet nie of daar nog 'n foto hierna weer is nie, glo dalk nie, ja. So as ons soos Jesus pragmaties dink, dan sê ons het 'n gebou hier in die middestad op die hoek van 'n lekker besige straat. Ons is sigbaar. Ons moet hom net nie toemaak, weer 'n middelmuur van skeiding bou wat ons mense uithou nie. Ons moet hom oopmaak, dat mense kan inkom. En dis 'n lekker gemaklike saamkomplek en ek is so bly die gebou is nog in die tradisie dat die banke rond is, want jy kan darm daar sit en kyk as die
maar as die kind in die moederkamer skree, prys die Here daarvoor. Nou, en as iemand laat kom en badkamer toe wil gaan, dan moet die mense hier voor verbyloop, want daar's nie 'n paadjie daar agter nie. Goed so. Want dit is 'n plek van saamkom, dit is 'n plek van saam wees, dit is 'n plek van om 'n klavier staan en sing. Sing is 'n plek waar ons met liefde twee van die mees heilige banke, want dit is die naaste aan die dominee, uithaal en sê, as ons sing, kom staan. Want dit is 'n pragmatiese plek, dis nie 'n heilige plek nie. Ons is die heiliges. Jy en ek is die heilige mense. En dan dink ek, het ek nog 'n foto hier. Die huis is die huis waarheen my maale my teruggeneem het nadat ek gebore is. Groenkloof Pretoria van Woustraat 50. Toe my maale daar weggetrek het, het die kerk waarin ons was, Sunnyside gemeente, die gebou gekoop, die huis gekoop vir hulle pastorie. Ek kan julle 'n klomp stories van die huis vertel. Daar was daai tyd nie 'n heining en 'n hek voor nie. Die heininge en die hekke wat ons opsit, vorm ons. Dink daaroor. Dit vorm ons. Daar was ook nie 'n traliehek voor die voordeur nie, want ek kan goed onthou, die huis is so by die kruis van 'n T, en die pad wat boontoe teen die koppie oploop, waar bo op, wat 'n fort is dit? As dit klapperkop fort is daar bo op. Nee, maar daar waar Johan de Ridder, die argitek, bo in die straat gebly het, het sy seuns met 'n buiteband gespeel, en die buiteband het toe op hol geraak, en hy hol in die straat af, en hy is reg deur ons voordeur. Want daar was nie 'n traliehek. Toe ek 7 jaar oud was en ons die plek moet verkoop omdat my maale wil trek, en daar kom mense en my maale spog so oor hoe die huis goed werk en so, en hulle wil die plek verkoop, dan loop ek agterna en dan sê ek, ja, maar my pa het hier 'n bars. Toe gepolyfiline geverf. Dis waar ek my geloof geleer het. In daai huis, wat vir my ouma skuiling gegee het, in daai huis waar my pa die kelder verander het in 'n plek waar hy sy PhD kon doen, sodat hy net kon rus hê. Daai huis waar daar aan die ander kant van die huis staan daar 'n boom, waar my broer ingeklim het, hy is 5 jaar ouer as ek. En my pa sou die oggend toe hoenders slag. Ja, daar was 'n hoender ook daaronder en 'n duiwolk en vrugteboom, en hy sou hoenders slag, en my ma het vir my broer gesê, hy moet liewer in die huis bly, want dit is nie mooi nie. En hy is nuuskierig en hy klim in die boom, om nou te sien wat gebeur, en my pa kap die hoender se kop af en die hoender hardloop so 'n bietjie rond. En my broer roep bo uit die boom uit, ek wil afgooi, want hy's nou bo in die boom. Dis die plek van geloof daai. Dis die plek waar mense saamleef. Ons het elke Woensdag aand by my ma se suster, hulle in Rietendale gaan kuier. Elke Woensdag aand het my pa en sy swaar skaak gespeel en geloof gepraat. So vorm die plekke wat ons bly, ons geloof. Hoe lyk jou huis? Hoe lank is jou tafel? Hoe oop is jou tafel?
daar's 'n huis, ek wou nog 'n foto van die ruïne hier sit, iewers in Sirië nou. Nou 'n huis wat die mense verander het om so 'n saamkomplek vir gelowiges te wees. Die huis het so 'n binnehofie gehad soos in daai tyd en aan die kant het hy 'n stukkie stoep onder dak gehad en dan was hier 2 slaapkamers en nog 'n vertrek en ietsie seker soos 'n badkamer want daar was 'n bad of 'n ding. En hulle het die middelmuur, hulle die muur wat hierdie 2 slaapkamers van mekaar skei het hulle weggevat en dit was hulle vertrek vir saamkom. Die kerkie wat daar by mekaar gekom het, van die vroegste geboue wat daar is, hulle glo nie dit bestaan meer nie, hulle dink die moslems het dit platgeslaan. Maar vir honderde jare het mense verstaan, ons is die kerk. Die Here het nie behaag in 'n tempel op 'n berg nie, hy sit 'n moslim moskee daar om ons te herinner. Dit is nie belangrik nie. Julle is belangrik. En hoe julle leef is belangrik. En waar julle ook al kom, onder die vyeboom, in die straat, in die kafee. In die bank, moet net nie die tafels omgooi nie, hulle gaan julle dalk dan in hegtenis neem. En ook nie 'n sweep daar uithaal. Maar waar ons kom, pragmaties waar ons is, daar is ons gees vervul deurleef met wie God is. En op 'n Sondag dan het ons 'n fantastiese gebou waar ons in lekker veiligheid met 'n mooi atmosfeer en 'n heerlike musiekinstrument kan saam wees. En vir mekaar kan kom vertel, ek het my tralie hek hierdie week oopgemaak en ek het iemand ingenooi. En die Here was daar. Die Here was daar. Ons bou ons geboue en dan vorm daai geboue ons. Moenie dat jy begin dink dat die gebou is al gebou waarin die Gees bly nie. Hy bly nie hier nie. Hy bly in jou. En die Gees is so ver hier, hy is so baie hier as wat so baie van ons hom hier indra. Dis 'n gemaklike ruimte wat die Here gebruik vir 'n sekere doel. Maar hy het ook ander ruimtes. Hy het ook ander ruimtes. 'n kantoor, 'n motorkar, 'n winkel, 'n straat, ander ruimtes, die internet, ander ruimtes. Amen. Kon julle sien, dit was vir my 'n lekker reis. Ja. Kom ons sing nou as die begin van ons gebed lied 432. Ons kan maar bly sit as ons die lied sing en dan kan ons sit terwyl ons daarna bid. En na die gebed dan sal dit goed wees as ons staan as ons lied 308 sing, want dis 'n lied van hier is ek Here, gebruik my. En dan die seën en die slotlied. Die slotlied
lig ons oë op na 'n ander blyplek van God, die hemel waarheen ons op pad is. Goed, maar ons begin deur lied 432 saam te sing. Here, vul ons met u Gees, sodat ons van die goud van u heerlikheid en die liefde en die vrede en die vreugde en u vriendelikheid uitstraal. Maak elkeen van ons 'n plek waar mense ons aan die bors kom gryp en sê, neem ons na jou God toe. Asseblief, ons wil hom ook hê. Want ons sien daar's lewe en vrede en heerlikheid. Liefde en opregtheid. Maak ons harte oop om sulke mense te omhels en te sê, kom, ek sal jou wys wie hy is. Kom saam met my na my geloofsvriende en kom kyk hoe word hy sigbaar, hoe word die verhouding tussen die Vader, Seun en Gees sigbaar in hoe ons met mekaar maak. Dankie Here vir hierdie gebou en die ruimte wat dit ons gee. Help ons om hierdie gebou ook terselfdertyd op sy plek te sit. En om U in ons harte in te dra in ons woonhuise
in ons werkplek, in ons speelplek. Om met ons gesig te blink van die heerlikheid in hierdie wêreld, 'n lig vir die wêreld te wees. Wat 'n ongelooflike voorreg. Ons duins terug voor die verantwoordelikheid daarvan, want ons weet, U sal nog 'n paar klippe van ons bietjie moet glad skuur en ander klippe so kap dat hulle mooi pas. Maar bly in ons, Here, en bars uit ons nate. Bly dit by U, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Die genade van ons blypleklose, swerwende Here Jesus Christus en die onpeilbare liefde van God en die innige gemeenskap van die Gees wat in jou woon. Hierdie genade, liefde en gemeenskap sal met julle wees. Amen. Amen.
Ja, nou is ons volgende Living Light die 16de Junie of is dit die 13de? Die 13de Junie het ons weer hierdie donderdag aand maak ons weer ons deure oop en gee ons vir mense kans wat miskien oud van liggaam maar jong van gees is of jong van liggaam met jong van gees om hier by die kerk by mekaar te kom om saam te kan lag in hierdie ruimte, ja. As 'n voorstoep vir goeie, geformeerde, soliede aanbidding van God. So, die uitnodiging is dat mense wat laas nie hier was nie, julle is veral eregaste. En